Ons het saam. Here, in hierdie oggend ken U ons elkeen se harte. Dankie Here dat U wat ons harte ken, ons harte deurgrond. Dankie dat U ons kom aanraak met U nabyheid, U met die teenwoordigheid. Here, ons wil net weer vandag erken en bely, uitspreek dat U die koning van ons lewe is, koning van ons harte. Die een aan wie ons lewe uitverkoop besteen, aan wie ons kom werd. Dankie Here dat ons dit juist op 'n dag, soos vandag kan bely. Dankie Here dat ons vandag die naam kan groot maak. Here Jesus, die God van lewendes. U wat gesê het, U is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes. U wat self aan die kruis gesterf het, en die graf ingegaan het en die dood oorwin het, sodat ons vir altyd saam met U kan leef. Dankie, Here Jesus, dat ons U kan ontmoet as die opgestane Heer. Dankie dat dit ons troos vandag, dankie dat dit vir ons moet gee. Dankie dat dit vir ons om perspektief gee. Tot dan kom bid in hierdie oomblikke, Here, dat U elkeen sal aanraak met U liefde en U nabyheid. Voorbid Here dat U die hartseer vandag stil sal maak en dat U in U eie vrede sal bring, die vrede wat alle verstand te oorwin. Ek sê dankie Here vir Pieter se lewe. Here, 'n man na U hart, 'n man van goed. 'n man vir sy vrou en pa, vir sy kinders, oupa vir sy kleinkinders. Geliefde dominee en leier, mentor in ons lewe, familie, vriend vir so baie. Dankie Here dat ons weet dat hy veilig ander is, dankie gesê weer. Here, ons weet dat hy dit nie vandag anders te sou wou hê, was dat hierdie diens om U gaan en om U heerlikheid gaan hê, of U daarom verheerlik in elke moment en dis U vir ons naby. Dankie dat ek ook kan bid en kan vra, Here, dat U self die woord vir ons sal oopmaak, dat U self sal troos en sal bemoedig, soos wat U alleen kan. Amen. As ek my ooit toemaak volgens en ek probeer 'n prentjie vir myself teken van Pieter, van Pieter se lewe, van Pieter se bediening, dan kom daar 'n vreemde prentjie by my op. Wil ek amper sê 'n velskoendommer. Soos ek aan Pieter se lewe kan omnoem, maar velskoen, toe met die velskoen deurlig. Plat op die aarde, mensdiens, en eenvoud het hy die woord bedien, en eenvoud het hy sonder enige pretensie sy geloof geleef. As ek aan Pieter dink vanmôre, dan dink ek aan 'n deurleefde verhouding met God. Ek dink aan 'n deurwinterde geloof. Geloof wat die storms van die lewe deurstaan het. 'n geloof wat baie droog is deursien het. 'n geloof wat vir baie mense wou gegee het. As ek aan Pieter dink, dan dink ek aan hom as 'n diensknegt in die kerk, wat op vele vlakke, op synodale vlak, op bruidsvlak, op gemeentevlak en in verskeie gemeentes 'n verskil gemaak het. Ek dink aan Pieter vandag as 'n inspirerende leraar. Iemand wat die woord kom bring en 'n verskil kom maak in mense se lewens. As ek aan Pieter dink vandag en aan sy bediening, dan dink ek veral aan sy menswees, sy pastorale aard, wat 'n vriend van mense kon wees.
baie van sy bediening het geskied in die weeskrale, die skaapkrale, op die sandbreine, wanneer hy by 'n oom die water, die pype betrek, en huise waar hy huisbesoek gedoen het, en van die kansel af, soveel maniere, het Pieter ons lewens geraak. Pieter was 'n storieverteller by uitstek. Hy was lief om stories te vertel. Baie van ons sal sy stories onthou, wat hy van kleintyd af van ons vertel. Pieter was 'n mens wat mense se harte gemaak het. 'n man vir wie kinders net goed is. Elke klein kindjie het gemaklik gewees om met hom 'n gesprek te kom. Hy was in 'n mens wat jong mense se harte kon spreek. Ek onthou die rol van straaldienste, wat ons saam met hom straaldienste kon hou op eerste vlieg, jong mense aan sy lippe gehou. 'n mooi voorbeeld van Pieter is dat hy ouer, 73 jaar geword het, maar dat hy nooit sy jong gewees van gees verloor het nie. Altyd iewers te wees om iemand te poets te maak. Altyd beter besig om 'n grapie te maak. Hy kon lag en hy kon ander laat lag. Hy kon ons leer om die lewe lief te hê. Maar veral kon hy ons inspireer om Jesus lief te hê. En dominee en 'n mens wat vir volwassenes 'n vriend was. En so baie van julle studies was hy 'n familievriend. Die een na wie toe jy gaan wanneer jy raad nodig het. Die een na wie jy toe kon gaan wanneer jy hoop op die lewe se moeilike vrae nodig. Hy was ook die man wat 'n ouer mense se huis soos 'n seun was. Baie van die ouer mense het ons soos 'n eie kind ontvang. Maar by alles was Pieter 'n familiemens. En vir my is dit vandag 'n baie groot voorreg om as deel van die kleiner familie die voorreg te kan hê om die woord te kan bring vandag. Daar is ons maar die gesegde wat sê elke kind wat goed groot word deur 'n gemeenskap groot gemaak, word deur 'n familie groot gemaak. Met ons familie was dit my familie sit hier en daar en kan. En ons onthou goeie tye saam. Wat ons as familie goeie tye op Arwop, dan nog daar was goeie tye op Arwesfontein, goeie tye Meersoepang, Draaslyn, Okahania, later goeie tye op Patmos, goeie tye in Kastadiastraat 12, mooi tye en wonderlike tye saam. En hierdie familie van my ooms en tannies wat nog hier is, of van Pieter 1 was, en dit soos my pa en dit soos my ma, 'n blywende invloed in my lewe gehad. Was deel van die vernieuwende hand van my ouers, wat my groot gemaak het, of groot maak het. Baie van die wyshede wat ek vandag het, kom liewerste van hulle af. Hoef dan nie, wat ek inspraak in my lewe gehad het. Ek is bevoorreg om baie van hulle nog hier te hê, die meeste van hulle leef nog, maar daar is ook al van hulle wat heen gegaan het na Jesus toe, om by Jesus te gaan bring. Pieter is een van die mentors wat 'n rol in my eie lewe gespeel het. Ek dink die grootste enkel mens wat 'n rol gespeel het in my roeping as predikant is Pieter self. Ek dink as dit nie vir Pieter se bediening was nie, dink ek nie sou ek 'n predikant geword het. Ek moet nooit gesê het ek 'n predikant nie. Sy was nie iets wat hy vir my gesê het, word eendag 'n predikant, en iets soos wat hy
Stefan het my een van sy seuns gesê het, dat hy in die kom. Maar iets van sy religie het my gekoor. Iets van die manier hoe hy omgaan met mense het my gekoor. Iets van die manier hoe hy mense se lewens geraak het en aangespreek het gemaak dat ek in sy verstoring opvolg. So enkel alleen in my roeping is weer ek aangesluit in die studie van die Here wat ek gehoor het op die jong leeftijd. Daarom kan ek saam met Daniel sê vandag, verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self. En die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter, soos die sterre. Daarom is ons vandag afskeid neem van 'n godsman. Dan sien ons hom soos 'n helder ster wat skitter, wat 'n verskil gemaak het in mense se lewens. Ek wil vandag 'n psalm vir julle saam lees wat vir die naam hart was. Vir my voorreg om hierdie gedeelte te kan lees, Psalm 16. En dit is veral in die boodskapgedeelte wat hy baie ontlonk gevind het. En ek gaan dit hier in die boodskapgedeelte lees. Dankie dat jy na my die gedeelte in die boodskap lees. Ek het nog weet die boodskap self gelees. Dis een van my gunsteling psalms. Maar ek self het die boodskap al gelees nie, so kom ek lees dit vir julle staan. Psalm 16. Beskerm my, o God, want ek omkruip by U weg. U pas my op. Ek het vir die Here gesê, U alleen is my Here. U is die heel belangrikste in my lewe. Ek is deel van 'n skare mense wat U dien, Heer. Ek is bly as ek tussen hulle is. Maar daardie mense wat baie goeie dien, sal hartseer word by die dag met groter. Sulke afgode en mooi en ook al mag lyk, sal ek nooit dien. Ek sal nie eers in sy naam noem nie. Alles wat die Here vir my doen, maak my vreugde. Hy is die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. U sorg vir my. U het die mooiste dinge in die lewe vir my gegee. Ek kan nie uitgepraat oor al die wonderlike dinge nie. Dit maak my gelukkig. Ek bly in 'n mooi land. Ek sal die Here prys. Ek wil sy naam groot maak, omdat ek my hand vat en my op die regte pad lei. Selfs as ek slaap, weet ek, hy is by my. Daar is nie 'n oomblik van die dag dat ek nie aan die Here dink nie. Hy is die belangrikste in my lewe, hy is altyd by my. By hom is ek veilig, hy hou my op die regte pad. Ek is baie bly, my blydskap hou my op nie. U sal nie toelaat dat die dood my omkant bedra nie. Die dood kan nie iemand wat U liefhet uit U hand weg. Ek sal nie in die graf beland nie. U sal my lewe reg lewe. Daar is niks wat iemand groter blydskap kan gee as om saam met U te wees nie. U gee altyd vir U kinders die heel beste. Hulle kry die mooiste wat die lewe aanbied by U. Hierdie gedeelte is 'n psalm deur Dawid. As jy gaan kyk in die oorspronklike, dan word daar vreemde woord gebruik, wat al word genoem tussen die taal van Dawid, wat moeilik vertaalbaar is, maar as jy dit gaan vertaal, is dit amper soiets soos die geheim van Dawid se lewe. Dit is die goud uit Dawid se hand uit, wat hy vir ons gee. En wil dit ook vandag voorhou, is 'n stukkie goud uit Pieter se lewe. 'n Stukkie geheimenis uit sy lewe, wat ons vandag in kan deel. Is 'n paar dinge wat uit hierdie psalm vir my na vore kom. En die ene psalm is dat hy sê, die Here is my lewe. As my niks in die lewe so belangrik soos U. U is die een aan wie my hele lewe uitgekoop is. U is die een aan wie my lewe behoort.
En ons weet dat dit ook Pieter se deel was, dat dit Pieter se uitkyk op die lewe was. Dat Pieter maar een ding op sy hart gehad het, is om te sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe wens. As sy lewe uitverkoop was. Ek het vir gesê dat Pieter 'n storie verteller was, maar dit weet jy beter as ek. Dalk het julle oor die jare van prediking meer stories van hom gehoor as wat ek gehoor het. Ek kind was, Pieter kon spookstories vertel. Pieter kon bangmaakstories vertel. Pieter kon ruimteman stories vertel. Daar was 'n tyd toe Skylab in die Skylab in die ruimte investeer is. Dit het ons ruimteman stories vertel. Ek weet nie of julle dit nog kan onthou nie. Elkeen van ons was die eerste 'n hoofdfiguur in die storie wat hy vertel het. Maar hy het ook veel stories van Jesus vertel. Ek kan nie onthou hoe oud was ek nie, maar ek was definitief nog op skool toe hy die storie van die bootjie vertel. En ek dink julle almal bedaaglik al die storie ken as ek net van die bootjie praat. Hy vertel van die seentjie wat hy vakansie toe aangegaan. En toe maak hy die mooiste seilbootjie. En hy bou hierdie seilbootjie volgens 'n plan. En hy het 'n perfekte bootjie gemaak. En toe op 'n dag, toe hierdie bootjie klaar is, vat hy die bootjie na die dam toe. En hy laat vaar die bootjie van hom op die dam. En hy is so ingenome met hierdie mooie bootjie wat hy gemaak het, hierdie pragtige seilbootjie, en hy verlustig hom in hoe hierdie bootjie vaar op die water. En toe kom maar en hierdie winde vaar die bootjie weg. Hy kan niks daarom doen nie. En hy sien hoe die bootjie voor sy oor al verder en verder en verder van hom wegdryf. En hy was verskriklik oor hierdie bootjie, sy wie so lief was, dat hy soveel tyd aan spandeer, dat hy so spesiaal gemaak het. Maar toe op 'n dag, gaan hy na 'n pynkieswinkel toe saam met sy pa. Dis dan net Pieter wat daai idee van pynkieswinkels het. Want kyk, liewer vir sy familie was hy seker naas onder 'n pynkieswinkel op sy moeder. Nou, maar toe hy hierdie seentjie nou by die pynkieswinkel kyk, wat sal hy nou sê? Hy sal sy bootjie. En hy gaan met die winkel en hy sê vir die man, meneer, oom, dis my bootjie daar hier aan die venster. Kan ek asseblief my bootjie terugkry? En toe sê die man vir hom, seun, nee, dis nie jou bootjie nie, hierdie is my bootjie. Jy moet hom koop. En toe vra hy, hoeveel moet ek vir hierdie bootjie betaal? En hy het nie die geld gehad en hy het teruggegaan en hy het gaan werk totdat hy die geld by mekaar gemaak het. En toe het hy die bootjie gaan terugkoop. En toe vat hy daai bootjie so in sy arms, toe hy terugkry en hy sê vir die bootjie, bootjie, nou is jy dubbeld myne. Ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. Nou julle daai storie, waarskynlik het hy hom vir julle wat eerste vertel. Om te sê, dat Jesus vir jou sê, jy is dubbeld myne. Ek het jou gemaak, en toe die vyand jou van my wou kom wegsteel, ek het jou gekoop. Ek spreek in my gemaak en gekoop. En dit was die eerste ding. Uitverkoop aan die Here. Deur God gemaak en God gestem, maar ook deur God gekoop om mee te gaan leef. Mag jy dit weet in hierdie tyd aan die kant? Johan, Stefan, Pieter Stein, gaan nie almal onthou op julle name en noem. Maar mag jy dit weet vandag dat julle hulp syne is. Dat die Here vanmôre sê, ek het jou gemaak en ek het jou lief en ek het jou gekoop. Niks sal jou uit my ontwyk nie. Ek sal daar wees in hierdie moeilike tyd. Elke keer wat jy hartseer raak, elke keer wat jy verlang, sal ek vir jou daar wees. Ek is verlooi myne.
Miskien is jy hier vanmôre om dit te moet hoor vandag. Miskien het die lewe met jou 'n vreemde pad geloop, 'n moeilike pad geloop. Mag ek jy het om vra vandag. Mag dit jou troos vandag dat jy het rond aan die Here bereid, gemaak, gekoop, deur sy liefde. Tweede en moontlikheid in die gedeelte uithaal, is die gedeelte wat sê, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang om alles van U af. Pragtige deel is vir my afgeneem. Ja, wat ek ontvang het, is vir my. Ja, vertaling sê, die meestore het vir my een mooi plek geval. En dis wanneer ons terugkyk na die lewe. En dan is al baie keer moeilike dinge en ons hartseer dinge wat gebeur, maar die mooi dinge van die lewe beskryf dit alles. En dan kan ons vandag sê, die meestore van die Here het vir ons mooi plek geval. Die Here het vir ons 'n mooi deel afgeneem. Dit was ook die woorde wat Pieter in die laaste dae in besonder aan vasgehou het. Nadat hy die moeilike diagnose gekry het, hy altyd geweet wat die pad sou wees wat voor lê. Hy het soveel mense al self baie gestaan in die lewe wat daai selfde pad moes doen. En die woorde wat hy vir julle as familie gegee het, Annika, was hierdie woorde van Psalm 16. Om te sê, Annika, jy is die beste wat ooit met hom omgegaan. Die tye wat jy gehad het, was kosbaar en spesiaal. Ek dink so nie dat jy geskryf in een van ons familieseries dat ons dit kon sien van jongs af. En julle voorbeeld van julle liefde vir mekaar. Voorbeeld van ons, van toegewydheid, van stilsheid, van liefde, wat ons tot vandag koester. Ek weet dit maak dit juist nie maklik. Ek weet nou, wag vir jou baie moeilikheid op. Baie daarvan verlang. Maar juist omdat daar soveel mooie herinneringe is, weet ek dat jy jou deur het gaan. Want jy was Pieter se kosbaarste deel. Wat hy van hom afgeneem het, vir die Here van hom afgeneem het. Die sal met julle ma verstryn. Woorde wat ek en jy gesels het, Stefan, julle gedeelde hoor, is dat al hierdie gedeelte met julle gedeel het. En wat elkeen van julle gesê het, my series, my dogters wat ek baie gekry het, my kleinkinders is my kosbaarste. Is die mooiste geskenke uit die hand van die Here. Ek weet hoeveel keer het julle gebel, wanneer jy 'n raad nodig gehad het, wanneer jy 'n wysheid nodig gehad het, wanneer jy 'n persoonlike aandag wil gesels, is altyd daar vir jou. Ek weet hoeveel dit om 'n pa te verloor. En ek weet hoeveel verloor is dan. En daar is niemand wat op die plek kan inneem wat 'n pa gehad het nie. Maar juist die wysheid, die liefde, die insig, daai in julle lewe ingebou het, is die nalatenskap wat julle gaan deurdra vir die jare wat kom. Julle gaan nog baie vir kinders en vir mense stories vertel. Maar ook sê hy het so gesê en hy het so gedoen. My pa het dit gesê, my pa het dit gedoen. Wat sou my pa gedoen het in die situasie? Want hy het 'n nalatenskap nagelaat wat vir julle gaan inspireer. Ons kan terugkyk as familie, as huisgesin en as gemeente, en ons kan sê die Pieter se lewe het vir ons 'n mooi lewe afgeneem. Miskien twyfel jy dalk vanoggend daaroor in jou eie lewe. Miskien is daar iets in die laaste tyd wat vir jou so swaar is dat dit te veel raak.
mag jy dan net weer terugkyk aan die meer goeie as hartseer dinge en weet, die Here meen ons mooi lewe. Nog 'n gedeelte wat ek uit hierdie rondom van hierdie woord saam gekry is geloof in die middernagtye van die lewe. Wat sê die Here altyd by my, selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Selfs in die donkerste tye bly ek bewus van wat hy my leer. Die Here is nie altyd maklik nie. Die Here het sy gebreke en sy stampe en sy stone. Maar selfs in die nagtye van die lewe kan ons geloof bou. Iets wat ek al eerder geleer het, is dat ons leef in 'n gebroke wêreld. Hierdie is nog nie hemel nie. Hierdie is nog nie aarde. Partykeer beleef ons die stikkindheid en die seer van hierdie lewe. Maar selfs in die nagtye van ons lewe, sê die Here, gee ek vir hom, gee ek vir julle mense, gee ek vir hom troos. Pieter het baie van julle deur die nagtye van julle lewe bygestaan met geloof en met hoop. En mag jy dit so beleef vandag in jou lewe, dat Jesus se lig helder skyn in die donkerste van die donkerste tye. Seer kry, steel van die seer kry van hierdie wêreld. God is nie die storm nie. God is nie veilig op die reg. God is nie die een wat met een hand gee met die ander hand vat nie. God is die een wat vandag goeie en oorvloed vir julle wil deel. Skou neem my in beskerming nog goed. Ek skuil by nie. Jy kan vashou aan die karakter van die Here. En dan die laaste gedagte wat ek wil uitlig is, hy sê, die troue die nag kom nie in die graf nie. Waarom is ek bly en juig ek voel ek my veilig? Ek gee my nie oor aan die dood nie. Die troue die nag kom nie in die graf nie. Dis 'n vreemde opmerking van Dawid. Ons weet ons almal moet sterf. Wat beteken dit as hy sê, die troue die nag kom nie in die graf nie? Nou kan jy van lees in die Nuwe Testament, Paulus sal dit aan, Petrus sal dit aan, dan maak hulle hierdie aanhaling van Dawid van toepassing op Jesus Christus se oorwinning uit die dood. Dan maak hulle dit profetiese woorde in die Ou Testament wat sê daar kom 'n dag wat Jesus die dood sal oorwin, sodat ons vir altyd kan leef. Vandag is dit wat ons as gelowiges anders maak. Vandag is dit wat ons, wanneer ons deur die hartseer van die dood, deur die dal van doodskade weer moet gaan, troos is die wete dat Jesus die dood oorwin het. Waarom het Pieter baie mense getroos met die woorde van Kolossense 3? Wat sê, ons hou ons oog gerig op Jesus. Maar die lewe, die een wat sal teruggaan, om vir ons te lewe en oorvloed te gee. Verstandige leier sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter, soos die sterre. En die daal van die souwoorde, toe die souwoorde
Uit Europa vertrek ek na Afrika toe, na Suider-Afrika toe. By die familie wat afskeid geneem het. In Europa op die kaai gestaan en vrou was gewyf. Met 'n traan in hulle hart, omdat hulle geweet het, ons sal nie weer hier op wees. Maar daar waar die dood die seilskip in Afrika aangekom het, in die hawe van Kaapstad aangekom het, daar het 'n skare van mense gestaan. Ook verwelkomende hande. Ek sê, welkom thuis. Ek blydskap in my hart. Vandag is ons afskeid neem van Pieter, maar staan ons hierdie kant van die graf van ons wyf, hierdie kant van die dood en ons sê, ons gaan mekaar nie meer hier op aarde sien nie. En ons voel ons hartseer. Maar die dood is oorwyn. En aan die ander kant is daar 'n hemelse skare wat 'n vreugde is. Of ek en jy geloofsgetuienis het, sy familie en vriende het, wat reeds thuis gekom het, wat gesê het, nou kom thuis, om weer Jesus Christus, wat die dood oorwin het, sodat ons van altyd kan leef. Toe Pieter afskeid geneem het van sy gemeente hier in teensin voordat hy gemeente het, hy gaan nog 7 jaar op Kooisberg, het julle vir hom hierdie woord gegee, genade, gesê, as julle dink aan Pieter, sy woorde, watter woorde is die woorde wat die meeste by jou opkom, wat hy gepreek het, wat hy gespreek het, die invloed in jou lewe was dit die woord genade. Ek wil dat jy vir 'n oomblik Pieter wissel te maak, wat jy Pieter in herinnering sal roep. En dat jy vandag die een ding waarvoor jy vir Jesus sal dankie sê, sal dankie sê vir sy lewe. Maar wie sal wat dit is, geef jou graag geleentheid om jou herinneringe te besoek. En ek dankie te sê. Here, nou mag om herinneringe vandag. Ek elkeen van ons iets of wat ons koester van Pieter se lewe. Ek sê vir jou op Here vir die invloed wat hy in elkeen van ons lewens gehad. Dankie vir die vriend wat hy was. Dankie vir die broer wat hy was. Dankie vir die herder in die leer. Dankie dat hy mense se lewens omgemaak het. Dankie dat hy elkeen van ons wat hier is vandag sy lewe op 'n bepaalde wyse ontwikkel het. Dankie dat hy hom gebruik het as 'n instrument. Dankie vir die man en vrou wat hy was. Dankie vir kosbare. Dankie dat hy die vreugde kon hê van ooral wees. Dankie vir mooi herinnering. Ek weet Here dat hier in hierdie oomblik is stilte en vrede is. Elkeen van ons. Dankie Here dat dit die boodskap is wat ons sal onthou vandag. Dit is die woorde nog. Jy stil op my. Ek het jou gemaak. Ek het jou gemaak. Dankie dat jy deur die hartseer tye vir die Here gedra het om veranderd op te besluit. Dankie dat jy vir my in droogte tye gehelp het om moed in te hou.
Dankie Here dat U in twyfel omgebruik het om mense in geloof te inspireer. Ek sê hier vandag. Ek sê vir U dankie. Dankie Here dat ons met verwagting kan uitsien na wat U in ook in hierdie huisgesin sal gaan. Dankie dat dit nie die einde van die pad vir hierdie kosbare seuns is nie. Maar 'n begin van 'n vreemde pad, nuwe pad. Waarin ek weet dat met geloof die pad saam met die goeie. Daarom is ek in afwagting om te sien hoe U mense die hulle lewe gaan raak. Op 'n bepaalde wyse. Here sal U ons as familie, vir ons as groter geestelike familie 'n mooi deel afneem. 'n mooi deel by die hand. Dankie Jesus. Amen. Nou soos volgende werk kom die verrigtinge. Daar gaan nou rollenblyke gedoen word deur 3 persone. Johan gaan 'n rollenblyk doen, Johan en dan van ook rollenblyk doen. En dan Koos ek het jou naam net vergeet. Kode gaan ook namens Koos van sy net rollenblyk doen. En dan daarna is ons bedankingssong en dan dat ek vra dat Stefan gaan dan oorneem vir ons met ander my oorneem na die bedankingssong die stop met aankoppel en dan daarna gaan hy die geloofsblyke sien wat die sien die gaan hy vanavond van teer by glo hy sal soos hy op die vriend dan sal staan en die vraag om Stefan ek sê graag met hom aan Joe. Anita by ek hier gebel sê my maar al die tweede keer ek dink hy het ook maar gesê hy het ook maar ek nie gehad nie. Sy sal wees nie hier nie wil jy praat die geslaag is. Ek sê van, nie slaan nie. Ek sê van, ek sal vir jou doen. Ek doe hoor my alles ook jou vinden. Ek wil al beste vrienden om soos wat die. En ek wil sê, weet wat die risiko's sy door ons te vraag. Al Pieter en die ergens verhaal, ons standpleidsaf, verleer dat die morgen is ek in die meeste ding die wereld makkelijker maak. En ek vind dit is net vir die hoe altijd so grafisch was, soveel stories vertel het. Wat hy verlede zware lewe is. En vir my is dit gedachte om was, as ek Pieter en allemaal het van die gedachte en die memories van Pieter, maar vir my was dit heel anders te vraag minder. Vir my die kinders in Soekene, toen was klein as my dan hy ergens so lang gepraat, ek die naamkoopman van die skil en 'n paar stories vertel het. Dan so 'n partykeer in die binnebane van pas karre in ons gerol en dit was soos hulle is dit altyd die water te speel. Ons seker die pumpers te doen wat die werking van hom was. En voor ek ernstig geword toe Irina gepraat het van die paadjieswinkel. So waar kom die jaar terug en Pieter het worms gekoop. Maar wie eerste van water worms geplaas het en water gehad het. En worms het meestal weer was uitgestaan. Ek sê my daar, ek my pa praat en sê as verstaan jy dat Pieter al weer gekoop het baie so van. Ek sê ek het verstaan. My ma sê moenie vir hom lag nie, jy moet vir opbei. Nou en dan ons het as ek Pieter op ons soms ek afgestaan, ek ben al, maar ek sê jullie is liefde en genade. Dit is wat Pieter was. Maak die saak waar hy was, wat hy verdring. Hy is altyd vir liefde, nooit in klaring het nooit. Hy is bekommerd van dit baie, omdat mense ons so belangrijk was. Maar ek wil verklaar, altyd liefde, jy het altyd genade gehad. En ek sê die tyd dat die baie gebruik het uitgekomen. Nie liefde verklaar. Maar vir my was hy, is nog baie van onze stories vertel, grapjas,
wagens, landmaker, die trouweling, waar feestig na ons gebeurd is, alles in man van God. Hy is 'n vriend gewees, van ons, hy is 'n broer, hy is 'n pa, hy is 'n oupa gewees, en hy is 'n maat vir sy vrou gewees, die beste maat vir sy vrou. Ja, waar kom hy vandaan? Maar gevra van, ek so 'n legendes moet voorbied, by hom aangaan. Die eerste storie moet voorgaan. Dit is my oupa en my oupa se storie moet voorgaan. Nou, sy pa, daar was nog kinders gewees, was Pieter Samuel gewees. En hy het groot geword hier by die kamp van Soplei, daar by Botterholspoort, daar in Frieshuis staan. En tot vandaag 100 jaar later staan die huis op steeds staan. Dis waar my oupa gebore is. Sy pa was, my oupa Piet gewees. Sy pa was weer op 'n Jan gewees. Hy was een van die grootste weerspekulanten in die land gewees. En dit het my oupa so oor geërf. En hy is die seel op, en my oupa ontmoet al die trek en die hoedery aan Volstruisland. En oupa moet van 24 jaar oud van Anna. En 40 jaar oud was hulle getroud. En die seel het hulle in Arwag is hulle gaan huis maak en gaan intrek, by die fietsvertrek huis uit, het twee slaapkamers. En dit is mooi, ek het op 'n laapie genoem, die paar was maar later was daar, ek was eers die 4 kinders gewees. En dis al redelik kerk tussenin. Dit is Pieter gebore, vir 4 wat jaar daarna. En toe sy ouers al regtig groot. My ma het vertel, maar Pieter was altyd al gewees al geloop, ek kan ons nie, hy is gebore, hy was uiteen 9 plot gewees, hy is groot daai tyd. En wat hulle altyd het, hy was eers gewees almal optel. En dan geloof almal groot maats op speel en op gesels, en hy was nou die baba in die huis gewees. Hy was altyd die kreatiewe besige jong gewees van die familie. En later al weet sy nog vertrek, al die 6de kind gebeur. Oupa was gelukkig besluit in die huis te tyd bedryf, en dan toe nog aangekomen in die huis aan Arwag, en so die kinders en maar vermeerder. En my oupa was in die Siltwyk gesê, hy was baie suksesvolle boer gewees, en omgeving baie getrek, en baie naby aan gegeven, en dis van die kinders al die seers. Hy is nie te baie gewees by oupa, dis die rest het ons allemaal geleer. Sy seers nog vir ons. Met my pa en ons pa's ons geleer, en hy kom in die afsak op opsluiting, hy is bekommerd vir sy kinders, sy familie. Nou hy besluit, hy gaan doen, maar hy elke seun, toe hy plaas hier die ja, dis waar hy werk, en elke grond gaan hy 'n opvoeding gee. En hy is met elke vrou die dokters dalk onderwyseres, maar nie familie en hy kan dus van die beste onderwyseres op by die skool gegaan. En dit is wat ek gevind het. En dan vraag ek myself af, wat gaan jy doen? Maar iets van Pieter en Baapie gebied, my stories te vertel, maar hy was altyd, water het my so aangewerk, toe ek kan verskiet, die Pieter het hy nou by paar gegaan. En Pieter sy naam, is baie gesaak, ek het my oupa Pieter was sy pa was, en daar was daar 'n James Stein geweest, en ons was pas gesaak in Lik, en hy is genoem daarna, so is hy by 'n half, dis baie goed geweest. En dis was nagekom, dat die mense van Pers, ja, hulle die reëse van besluit om, hy is altyd as vergeet. En Pieter, hy het ook einde op iets geërf, en hy dink, dit is veel, en die Annika, eerlijk daarvan gesien, maar hy was deel van die familie ook geweest, dit is ons in algemeen aangekomen. Maar Pieter kon altijd my oupa, baie gerug, en my mag nie, hy is nog kwaad geweest, dan sy, Pieter, die was ek baie in Papa en Sylvies en die aangedraag van Papa by die buitentoilet, hy was daar oor. Dus dan voor die tijd van myself van die bank weer plaat het, en hy het nou, aangesit my oog, en daai iets, waarom my nou gaan, waarom kom hy nou uit, wat gaan we aan? Pieter het gegaan, een dag, maar is Piet en Zwijger, en ek ben achter, is ek immer toilet geweest, en hy daar achter gegaan, in die avond, en was er op die kers, hy dink nou, en kyk, sy het op die soortels, beestij, ek achter die ding goed opgemaak, en hy is in die flitsweg al, en ook was uit sy gang af, en af en toe in die huis, en ek was baie kwaad, en dis nie goed dat hy is, dat is die was.
Die naam die toen ook geword het, is nog van keer pas ook as die wissel op huisbeker, dit is 'n bietjie waansinnig nog periode. Maar ek dink dit altyd verbeter sal altyd dit kan doen. As er altyd die regte ding doen in die regte posisie. Daarvan sê ek ja, ek kom nou onderwys hier nog by die CEO besluit om op die kant. Ek het gesê die kant spring. Die sister was Annika geweest. Die ons is een beweging vir myself ook. Dit is eigenlijk ongelooflijk, ek het nie so van gezien om my hele leven. Het is raar vir my, was hulle, ek denk van ons is hulle gewoonlik geweest. Annika sê altyd, is Pieter op die nummer, die op tussen my paspoort is weg, want ek al, volgens my die voormalig betaal was, en sê dat die Pieter so lief jou skeel hoe kan. Sy sal altyd, dit was 'n besonderse voorreg wat ons sien. Ek het afgepraat en vir my persoonlik, ek my vrou in die hospitaal, dit was nie pasiënt, die was 'n pasiënt. En die meisies huis toe gebring. En toe my ma eendag gesê van die meisie ja, in die hospitaal moet en so. Sy vra hoe is sy? Nee, sy is so lang. En daar het my ma geweet, is die regte, sy skeer, sy vroeg. En dit is regtig vir my die besonderste dinge wat beste vriende gewees. Dit was altyd sy mekaar gewees en moedersklein se naam in ons familie. Vir my is verander. Dus dit almal praat van die Pietersklein, ons praat van Pieter en Annika. En hulle kom Pieter en Annika, Pieter en Annika met water oor die pad. Maar kom Pieter en Annika, ons Pieter en Annika kyk, dit was nie twee verskillende mense geweest. Dit is een mense. En daarom denk ek Annika is vandag, is die Pieter gedeelte is daar. Pieter het gedoop, het getrouw en het begrawe. En hy het altyd, volgens my belangrijk was, hy het ook gesê dat hy het geglo, blyf gelewe. Want vir my is die lewe Christus en sterwe is 'n wins. So baie nou vandag is vir my wins. Maar ons kan hom op aarde wis, ek praat die meeste, ek weet van die meeste. Die ander drie ons van die vrouwens en geleid. En Annika, ek glo dat ek is gedink van Pieter op geslaag ons allemaal zijn lewens. En ek speciaal vir ons 4 uur wakker word gevraag wat gaan ek daarmee doen? Wat gaan ek doen by die dingetjies wat Pieter op my dag gehad? Wat gaan ek maak daarmee? Gaan ek nie sê, of wat gaan ek doen? Ek het gedink, om dit hier waarom meer te zijn, wat waar my Jesus was te lewe. Wat is die type mens van ek wees? Wat is die type man van ek wees? Wat is die type vrou van ek wees? Wat is die type kind van ek wees? Wat kan ons doen om nader aan Jesus te wees en meer type te wees? Hy was regtig, letterlik vir my wat ek weet die van Jesus te wees, vir alles wat ek te doen het. En ons het hier laat, ek het ook gaan nie gesê, so lewe ek online, so mense te beïnvloed. En die invloed wat ek altyd vir ons gehad, ons kan weer invloed onder mense. En hulle kan weer invloed weer nog onder mense. En daarom sal ek altyd nog, sy lekker sal aangaan van geslaag tot geslaag, omdat hy ons lewens gesaai. Daar sit hy ons saai, die ander mense se lewens. Toen die Pieter sy stem sal stil, vir my, die afgemaan van skoolwerk van, sal my nooit nie so bang gaan. Die vijand moet haar, die deur opklop, sy talle.
van jou daar op 'n ander manier in besoek. En dan dink ek, wat moet ons vandag doen? Wat moet ons doen? En al ek gedink is, wat ek sê vir julle is, bly staan. Bly staan, moenie gaan wen. Dis al wat hy van julle vra is, bly staan. Hoe lang jy dink om te gaan wen, dis nie wat hy wen. En die kry sê, Pieter met my sister, wat verstaan staan gegee, Stefan het vasgehou, Pieter oor Here is dit gebid. Maar hy het altyd gesê, hierdie kruis is die kruis op raad. Lewe die kruis. En as jy opkyk agterwys, daar staan die kruis. Die kruis lê nie, hy staan werklik. Hou vas in die kruis. Elke dag, en elke neer raak, Here dit daar is verstaan, so bly op die grond ons. En as ek nooit vergeet, in Amerika, sê ek, wil die hele wat nie sit vra, alles wat die sy grootste bevolking is, vraag is van Amerika. En ek dink nie, dit is 'n vraag wat om weeslikheid van oormoed, besterving, en dat op onderheid op bevolking was. En ek weet, dat die Here sê, sal hy ons, sal hy die vraag voor beantwoord, terwyl hy nie is om nie die vraag self gedaan. Die eerste is, stemme stil, en allemaal van ons van hoe die systeem hoor nie. En ons allemaal gaan onbewust. Ek sê vir hom op. Ons weer van my kant af voor aangekom. Maar dat is simpel. As ek dink aan ek weet is, jy saam met my dink oor die kruis. Dan is daar nie woorde, is daar nie genoeg sinne. Is daar nie genoeg wat jy in 'n paar minute oor hom kan sê. Sy nalatenskap is net hopeloos te groot. Wanneer ek dan dink aan Pieter en sy nalatenskap, aan dit by die Here oor jare weer hom in mense belê, dan sien ek hulde bly. En dit word baie dit voor. En as jy dink aan 'n boek oor Pieter, ek het nogal 'n voorbeeld van maak op my rekenaar en my baie gerecht daarom die ding. En wie ek dit kyk, ek dink ek nie, maar ek dink elkeen van ons van wat eie voortland kies vir die kosbare boek van Pieter. My prentjie wat ek hier van Pieter se boek in my hart is Pieter se glimlach en sy oor. En 'n glimlach en oor met terselfdertyd terg en spot en liefheid staan. Alles in eens. Die een prentjie waar jy die absolute hemelse liefde van God kan sien. Jy kan ervaar. En in dieselfde prentjie, 1000 duivels. Die een kyk om die Here in die duivels saam, sien plaas van my goeie ding, as dit dan moet ek nie verkeerde duivels. Die opskrif van hierdie boek sal wees vir my die groot storie vertel. En dan is dit oor die ontdek, 'n ewige boek. 'n boek om te lees, te koester, te ontdekken, van te leer en oor te vertel. Dan is die buitenplaats so omlaai en die kom by die voorwoord uit, en dan wil vir die skrywer homself van Pieter sou wees, kan staan daar aan hierdie boek, opgedra aan my vrou, aan hande,
wat elke tree van hierdie kosbare lewe, elke tree van hierdie kosbare reis, saam met my was, dat elke tree leer gegee, en lag gegee, en betekenis gegee. Elke tree saam met my gerig het. En aan my kinders, die kern, en die lesie van my bestaan. En aan my God, die rede en doel van my bestaan. En dan net as jy op omlaai, staan hier die onderkant, soms sy eie handskrif, net so, net in geval jy dink jy so eet, en net sy manier om so 'n bietjie van die bloeds op jou te baar, en dan almal van julle, al my vriende, al my gemeentelede, al my familie, julle almal was familie, ek is lief vir julle. En dan kan jy ontmoet. En dan kom ons so by die hoofstukke. En hierdie sal het moet wees, as jy dink aan die hoofstukke, dit nie 'n begin nie 'n vaste begin nie, want elkeen van ons sal hy op 'n ander plek begin. En hy sal beseker geen einde hê. Want ek en jy kan elke keer, as ons nou verhale oor ons begin vertel, as ons dit byvoorbeeld op 'n uiters persoonlike wyse beteken het, met mekaar deel, sal dit hoofstuk op hoofstuk op hoofstuk op hoofstuk wees. Ook word nie 'n vaste begin nie, wat nie einde sal hê. Vir ons eerste groep neefies en niggies, ek begin hierdie boek. Op Arnold, ons eerste herinneringe, my persoonlike boek. Pieter en Monica, en die Berlijn Volkswagen, Nederland, gelijk hoe hierdie prachtige vrou met die duivels, en dan Pieter met die studenten, krulhare. En dan Pieter het ek nie waar op aanleiding ons hier gevat het, en ons daar achter is. En hy sê al bly die keer gegooi. Het was saam met die maand van sy leeskamer waar hy is in Julie en die dag voor. Die verwarming op sy warmte te sit en met ons ry. En dan maar net maak, dit is hoe jy die volwacht kom. En ek kan over hier gesê, as ek ook op moes gekry, en so en dan ry so, ek kan ook even maar saam speel en net so, interieus even op ons sessie. En dan saam met dieselfde verhale, wat ons allemaal ontdek, spookstories, nie al gepaardkies van tyd. Ek sien Pieter met die honde, dit nie spooknis nie, nie wolknis nie. En dan die vleiswerk vir hy naweetwijk oor. Maar Pieter het op gesê, tyd toe ek nie dat ek kry vir Amerika, dat hy ons derms oplaas. Ja, mooi en kostbare familiegemeentes, ek en jy, ja, ek sal onthou en sal koester. En terwyl ek hier die vriendjes blaai in my hart, van haar wat tot een Bloemfontein, cricket speel, by oomsluit, soos wat hulle aankom op 'n vakansie, die een na die ander, die een gesin na die ander. Daai vakansies was in Bloemfontein gewees, Kersfees. Daai vakansie so ongeveer het dat ek meer so behoefte aan die see het, met die see, want die boos is daar, dit was 4 diere toe, ons speel van die kriek. Want ek werd deel van dit. En terwyl ek weer daai prentjies plaai, te dink ek aan myself, wat 'n rare voorrecht. Om te kom groot word, nie te kom deelloos, nie te kom leen, en om getoos en gerig te word. Onder die voorkomming. Ek kyk nou na die hoogste kameskip, ons allemaal groot te maak. Wat sal ek met? Terwyl ek hier geleerd het, ek wil gesê dan. Ek neer dit verdeel in ons lewens gesaai. Voor soveel jare. En mag die vrug daar ook vir jou. Al en vreugde. Ek dank u, ek eer u. Saam met u. Dan is ek dank aan die volgende hoofstuk. Ek luister vir hierdie en ek hoor dit wel. Ek luister vir John en ek hoor dit wel. En ek weet, ek sal dit van elkeen van julle werk. Hierdie is nie die hoofstuk nie.
hierdie staan op elke bladsy van hierdie kosbare boek om te skryf. En daardie insig, en daardie sin, sal wees versorg vir die lewe. Mense, man en vrou, wat die van studente daar af versorg vir die vir mekaar was. Wat dit kon doen en kon regkry en vrede kon leef. Tot in die sering is. Ek dink almal van ons hier daar, 'n gesin, 'n man en 'n vrou wat tot in die sering by mekaar bly. Ek dink ons ken almal daar, hier daar 'n man en 'n vrou wat in 'n mate tot dit dan tog lief is vir mekaar, selfs in die sering. Al ken ons, wat in die sering was, nog versorg, verlief, op mekaar kon wees. Ek dink altyd oor myself as die mees bedorwe mannetjie onder die son. En dan dink ek ook dieper en dan en dan denk ek nie. Daar is nie nou my Bob meer bederf is, as jy is op my dienste. En die laaste woorde dat ek, en ek seker die laaste woorde dat jy ook ooit tussen die twee kon hoor, is die wat Johan kan, Pieter, jou skeer wat moet word. Ek dink daar is die laaste woorde dat ek, en ons het nog al baie by, die voorreg gehad om met ons saamkes in ons kan doen. 'n liefde wat geïnspireer, 'n liefde om te bewonder, 'n liefde om te deny. Dit is liefde om van te leer en dan kan dat verskrikkelijk dan. Dankie dat jy deel was van die voorbeeld van ons vrouwtjes. Dankie dat jy stond en dag na Here dat voorbring. Sy van ieder kan dan, dis hoe man sal die vrou na kry. En vir die dames onder ons staan ek op en kyk en dan. Dis die praat man. Ek sien hier van die wat. Nog hoes, al my kinders en kleinkinders. Want vir julle wil ek volgend sien. Daar is nie genoeg. Daar is nie genoeg, by vroegerige naam. Om die aansien en die leeuwte en die enige gemis van die verlies van die vader beskryf. Nie in Afrikaans of in enige taal. Sal jy het loop woorde doen. Dat hierdie slag en die Christus lewe van verkeering. Dit is soos jy gesê het, rustig, nie omwend. Waar kom jy dag in jou lewe? Dat jy nie dink, is as ek nou gaan, bepaal om te jou. As ek nie hierin woord omwens, as ek nie op die koffie saam met jou omwens. Maar weet jy wat my spaar? Die voorlief om 'n paal te neem, soos jy wil. 'n paal wat diep en regtig spore dra. Spore wat vir verlang, vir altyd. Nie 'n ligte of 'n druppel van 'n wannabe, van 'n lager. Die swaar gewig van 'n rots, van 'n wisselpila, van 'n vestiging, van 'n brons, van 'n man van God. Dit is hier. Dit is die voorbeeld om 'n nou storie te snap. Ek weet nie of julle die storie ken. Toe my pa Kobus dood was, ek was daar weer daar na. Toe kom jy 'n paar maande by my en ons het op daai stadium nog glad nie self kon besit nie. Dit was die begin van die selfoon. En jy 'n paar maande geselfoon ons twee saam. En dat sê sodat ons hele kapel en julle ons kan, sodat ons deel van mekaar kan bly. En julle ons ek vat uit daai selfoon en ek bel my pa se nommer. Oor, en ek luister na sy steekwoordskap. Dit sê, dit is goeie. Ek kan nie nou met jy praat, maar later is woordskap. Ek hoef terug nie.
En hele en later maande, die daardie woorde van my pa my geloos. Om te weet my is nie weg. Hy is nie nou op 'n plek waar selfwoorde nie so weghoef. En hele ons so julle gaan stap op die spoor van julle pa, van julle soos ek af. Dat die belofte van my pa en daardie stemboodskap van my kom terugneem. Waar is? Jy gaan in 'n paal aan die losse spoor. En die Here wat julle onder wat te doen, kan jy weet. Kan jy weet wat jou pa jou is. Van as jy wonder wat jy moet doen, doen jy het. Ik maak het dat je stem in je beginning. Zo zal jij al zijn aanwezig. Dat omheen. Zal niet gaan doen. En jij gaat leren. In mijn geval is het ook sterk in de wetsie. In je geval zal het programma's steken. Jij zal beleefd door die kracht, die waarheid, die wonderen van elke van zijn gebeuren voor je lagingen. Voor je leven. Steeds meer. Steeds kwaad. Steeds erg. Steeds liefde. Is het waar? Is die woorde die kan staan. Die sporen van een man van God. Die bespoorde sporen, dat is zeker niet versneden worden. Zelfs in dit zal brengen. Die doel zal ervaren. En dan het woord weet ik niet, zoals ik ook daar nog te wijzen. Ja, hier is een lekker woester. En hier woester zijn naam is die wonder in de mysterie van organisatie. Ik kan niet weten als ik heel was als predikant in al die dingen. Ik was bevoorrecht om een zekere besalsiepas te wezen. Ik kan niet denken dat ik hier met de voorbereiding gereikt dat ik vader moet veranderen of wat even het was op het hospitaal moest dat ik niet teruggekomen met iets in de paardjes te komen. Of in een oude was in een plaats van vrouw op die aanstek naar over. Of toen ook ze niet zo'n beetje van een spendien komen of vroeger bij dit en plaat op. Daar is wat ik niet die van de lijken alles kan omdat ik zien. Daai draais van al die so enige parties van ons naam dan is maak. As we die kom of wie sal nog people van Bloemfontein gaan. Ek dink ook aan sien dat maatskappy dat daar spesifieke wil gaan. Dan wie hulle dat? Daar is nie. Van nie 'n blind, 'n spanner of 'n mens sou hy in sy lewe toegelaat. Die mens gewoon gewees. Nie 'n blind of 'n mens zou het verlossen in die stoflaken van die leven. Nee. Of hij nou zelf moest losgeworden en hij moest herinneren dat hij losgeworden is. Hij is dan een van de mens. Dan ben ik waar je doet. Hoe is die Nederlands? Waar je komt. Dat je groepen. Ik weet niet waarvoor meer geschapen is. En dat is goed. Dat is een warmtes. En dan stel ik zeker voor die wonderlijke worst. Het worst in die liefde. Met de speaker en aankassen brengen. En dan zeg ik, alleen de leven moet opzoeken. Dan zal het weer al intense pastories worden. Ons praat van het woord weer, die weer was precies het woord. Ik verweerlijk niet letterlijk woord. Enige deel van je gemeenschap, van wat ik aan kon niet door, of wat het lijkt ook al, was het daar ook zelfs van die straat af, die man gezegd, dat het nog. Nou wil dan geklopt, dat je sommigen niet te zien, toch, en dan was er daar. Ik heb die idee, dit is wel Pieters zijn privaatheid rondom een badkamer was. Want hij heeft daar in geen privaatheid laten in de discipline was. Het hier oorval. Haar oorval. De koffie en de tijd oorval. Ik wonder waar is hier. Nee, ik wonder niet. Ik wil precies doen. Maar hij heeft waar gewoon hoe op alle betekenen. Dat krijg je dan lang van een speciaal geloof.
Hoe kon hulle dit reg om elkeen gekoester te laat doen? Hoe kon hulle dit reg om vir jou staan, jou kleintyd, dwarsteer jou verhoudings, dwarsteer jou beroepskeuses, tot in jou beroepslewe, jou huwelikslewe, deel van die mens? Ek dink ek nie. Want dit is jou reg te maak. Want dit is oprecht en dat het liefde. As ek dit in later jare wat van tyd en toekeer, dan moes hulle opgeleid, dan moes hulle eintlik 7 kilometer 50 secondes terug al ry. Want ons hulle sit op met hom nie kon doen. Met hom nie kon nog so iets sien. En wanneer hy dan by die ander plek gevaar en dan 17 minute verlaat is, dan is hy gemeente om weer alles wel te doen. En dit is hulle. So in middelbreeding is hy oorweer. En dan weer herhalen aan. Ik heb niet zo raar gekregen. Ik ben niet, het is een goede omgeving, goede omgeving. Ongewoonschap van mij. Ik zie nou dat we nou wat dieren is boven. Als het iets in mijn geval is, en we denken ook van de waarin het ons werk is, dat is al in is het meer dan 36, 38 jaar geleden. En ik was zo vaak 4, 5, op een werk van mijn vingers, die heel veel van ons. Dan zeg ik nogal anders af waar ik hier word. Als ik naar buiten ga, dan zal ik me duidelijk. Dan kan ik niet al van die bal, ik heb persoon aan die bal, de kop is. En dan lanceer je hem op en dan kan je schielijk op en dan kan het weer van bij je geest. Dus je immer schop het vol is, dat wordt binnen de immers van wat ik word. En dat vragen jij dus wat is in de hemel. En het is zeker niet dat het staat van mij. Ik moet ook niet, denk ik, mensen waar ik ja, die dingen zal ik onthouden om je nieuwe boodschap. Jullie zeggen dat ik 30% met meer volgen. Die zonder kerstfeest uit. Terwijl ik dus nog maar echt met kerstvader speel. Die ochtend met die ergens. Maar wat ik nou zo van achteraf aan heb, is die dier dat ze kan hier op mijn eer van achteraf. En dat we daar vloeren. Nou, wat van jullie immer dan hou is dan niet helemaal deel van mij. Ik heb gesproken is op een maar hou wel gekregen is. Nee, gewoon niet dat ik schaal staan dat ik weer gelijk was. Maar dan moet ik er zo niet van me afkomen. En nee, het is niet lesserig, het is niet als je niet van man, ik heb misschien een malfeest. Alle gemeenten die ons plak, en er is een plak in de bar tegen mijn oorsteen uit, een opgestoken in die in mijn pak. En dan moet ik even in die kerk afkomen, uitpakken en dan met dit soort schijns reis van die voorhand. En zo waren die kunst voor mij, denk ik nog 6 stokjes tot 4 cijfer, die hadden genade. Nu eigenlijk dan niet meer de reis van omstaan, die krijgt, die kunst. En hij vond hier in arme kerstmis vader gepast. En hij verduidelijkt geleerd hoe hij zo onze kerstmis gerealiseerd op alle mannen de rode altijd in het Suits uitgeven. En ons vergeet dat het Jezus van een leven schreef, die leven en die vreugde in Jezus Christus is begonnen. Voor de makers nu nog gedraaid bij jou, het kerstmis voor ons, de jinglebells, herinneren ons aan de oorsprong deze. Dat hier allemaal, als een recht bij onszelf is, en ook echt van bij ons. En dan ga je dan loosstellen. Dan ga je nog de directief nog niet weg. Dan ga je het eten. Dan ga je het in de markt besteden. Zo niet is het niet weg. Als je heel veel opveilig, dat je meer van mij kan. Dat is ik ben nou niet als ik dingen dan ik werkelijk nog wel aan mijn ook vrienden zitten zo onmooi. En bij de afdeling wat waarin wat waar je het voor hebt. Om zo iets te zien, paar woorden te zien wat ik schrijf. Ik kan niet gedacht was de eerste story met de lijf af te komen. Dezelfde story die van één. En dan moet ik nooit in gedachten is mijn woorden voor ik schrijf, voor Pieter, zal dan ook wees. Die woord zien. Anker en storms. Oorlogs en donkernij. Recht en wijs. En onzekerheid. Weer de reizigde deel van elke van ons zullen. En dan zal hij eindigen. Met de schrift die ook is specifiek voor mij. En ik ben
de mooie woord die weg is. Nee, dat is verloren. Dit is Jesaja 29. Ek het nie meer nodig. Jy is my. Mag dit sy Jesus en van die dag voor en in die ander, en in die leid, die troosters, die sprekers van ek met jou op die naam tijdens ik dan naar de fuera en dan se pone van ooit se pone die kan gerust en vertrouwen. Ik heb alweer maar ons boekjes bij ons, want woorden is altijd niet zo mooi als wat ik nou in mijn comedie aan denk. Januari 2018, conflict daar kreeg in Maradi, die mooiste gemeente. Niet zo. Ik wil dat. Zonder die liefde, die liefde het wirklich ze speelden gewoon aan de mooiste. En natuurlijk met na zon onder, want het moest niet gaan stoppen bij die langs de bouw. En zulke pastorieën was ook gewoon. Overstel is dat hij weer nooit gemaakt van oud tot jong was niet altijd jong. Ik maak die zaak van, had je tijd van die dag of nacht, dit was niet. Wanneer het was gegeven. Een vrede of crisis, en het was daar. Zelfs in dag en nacht in de gemeente of naar buiten, zelfs Bloemfontein, naar dokters supervrouw. Of Kipmansstreek met een COVID-pakje aan. Of burgerlaarduinen, om de troos of de bezoek met woord uit woord. Samen gehuil en samen gelach met oprechte harten. Nou hierdie altijd blyk, is ek moeilijk om dit nie, net nie te sien. Hy en Annika was een spankeling onwanneer. Die een kon nie sonder my ander nie. Een mooie liefde is een man en vrou. Gaan nie maar moeilijkheid. Anders doen nie, maar soms vinnig keer vir een skele klakkie, wat hy toch maar verdien in sy omgeving. Ons skele moeil. En hierdie is nou my bed, Pieterstein Konradi vandag. Hierdie broemele is gelukt met die liefde, ingesmokkel met die liefde aan Johannes, en dit is net aan die kassen, waar hy het altyd een ander helfte opgegeven. Sy moes altyd omdeel, maar hy het altyd een ander helfte opgegeven, sy nie vinnig genoeg daar was nie. So Annika, hy is net jong, maar ongelukkig het net ooit heilig gekou. Ons kon nie eens een heilig gekou voor hem. Sy ken die stories van heilig gekou. So as jy in die van nie, as ek nie voor die kerk afrol. Nee, hy het verseker verstaan my Heer, dat Jesus gesê het, moenie die kindertjies verhinder, wat na my te kom. Kinders het altyd die eerblik, en die eerblik gebring ons gemeente. Almal weet nou hoe om die kerkklok te lei na die kerk. Op jou tongelikkie kan jy kom by op. En daar moes die klok lei. Hy het nou vast onder die klok gelei. Maar miskien is dit was dit sy Genesis vir die week. Want partykeer was daar kindertjies in die kerk en dit hulle almal opgedeel. Mense omgeenheid het ons al gespot en gesê dat jy nog nie Pieter net kon glo as jy op die preekstoel gestaan het. En daar was ek passie verseker. Altyd woord vertrou. En moeilike Bybelse begrippe en woorde was sy koms om vir ons op te dring. Gelukkig nie in oorstel nie. Hy kon jou uitdaag om dieper te grawe in die woord van God.
en lees asseblief binne die konteks. Elke preek het tot diep in jou siel kom praat. Sy laaste preek se tema was, vier my, wat is jou naam? En dan lewe en dood, net die twee uit mekaar is. Jy kan nie verander, ongeag wat die dubbel geboor nie. Onverstaan nie meer as ooit. Deel van gemeente beteken, skielik en baie onverwags, is ons herder se stem gestel. En ons volregte herder Roos, want hy het ons by boer en boer vir God verstaan, en sy skape verstaan, en kom ons voed met die hemelse kos, en ons kan draai, ek moet seker nou eerder sê ek al herder, het ons nou ook verloor, maar haar spoor sal altyd by ons wees. Jy het nie besluit om radie dominee, of dominus, of Ankel Pieter, of dominekies, my snoepom gesê. Onze band die daglimmer, leefblauwe operateer, kos of springbom uitdeler. Jou drijfgees, diep gespreide, jou niet als een spanwerk, met liefde. Jou trots en liefde van jou sneeuwtje beentjes, en natuurlijk die kleinkinders, wat as jy een preek voor hulle is, jou besonderse omgee, vir elke gemeentelid, en sommer net, omdat jy PSD vir ons omgee. Elke saad wat jy kom saai, nou groei, soos God het behaag. Hier in jou onweergang gemeente. En ek denk, dit was door my komst, dit was my spoortreffing op die voorleef van die program. Wel afgelopen dat die weer is van die Alpha en die Heerland. Net so baie het ons daaroor gepraat in ons gemeente verloop. En dit was van een omsporig en sy onweergang gemeente geweest. Wanneer ons seens, ontvang dus nou ons gebed en aangekoos, altyd warm, of julle sal altyd warm blyk in die koos los. Die moeilijke tye natuurlijk om, voel ons woord liefde vir julle. Ons sal altyd julle voetspore los koester, wat julle daar ons gewaas het. Maar nie Albie. En Albie was altyd van een wat so mooi gebid het. En ons kon nie anders as om maar in die kaartebak nie daar geweet. By ons ook van ons kant af een gebed kan saambring en vra dat ons maar saam sal stil word voor God. Goed, Hemelvader, ons skepper en ons onderhouder. Baie dankie dat ons hier voor U kan opstaan. Here, ons is gebroken, ons is weerloos, ons is bang. Maar U ken ons. U het ons in ons moederskoot gevorm. U ken ons Vader en weet ons is 'n klein potjie wat maklik breek. Soos vandag daar is sy mooi weg. Stof wat op stof sal terugkeer. En dankie dat ons dit kan weet, dat U ons deur en elke haar van ons hoof is gevel. Grote God, ons gaan verdome nie mis. Hy het geleef, hy was sy wens, hy was sy rede, die volme sterk op wens, maar vir ons is dit 'n verskriklike verlies. Daarom wil ons vra vandag, kom sit asseblief U hand om ons hande, van U ons hand, Here. Vat U asseblief Annika se hand, sy maat, sy liefde, die voorbeeld wat hy vir ons was, liewe Vader, asseblief, ontvang haar met die genade en die ongekende vrede, as haar voete moeg raak, tel haar op en dra asseblief God. En dan vir die familie, Here, ons weet, dit is 'n familie wat geleef het. Ek en my huis, ons sal die Here dien.
Maar grote God, dominee het nie gesê die julle maar wie julle wil nie. Hy het ons almal waar ons was. Hy het ons deur die woord gestap om seker te maak dat ons onder die genade kom en dat ons daar ontbrand die stap. Daarom wil ons ook dan bid Vader vir die tennis in gemeente, daar waar Annika nou weer opgeneem gaan word in hierdie gemeente, wat een blessing vir hulle. Wil jy ook gee dat hulle blessing vir haar sal wees. Hemelse Vader en dan ons liewe Boys gemeente. Dankie vir die pad wat ons kon stap, met die Pieter, onder die kerkrook, op die dak, in die panbij achter die tafel. In die dorre veld, als concreties vertellen die dinge verhaal. Ja, hy het ons kan boeke skryf, maar dankie vir sy lewe. Vader, vir ons is die pad voordat by jou donker ons weet waar dat moet. Hou asseblief ons oë gerig op die. Wees in die lig, en lei vir ons lewe dat ons sal hoor by die verhaal, en by die sal hoor wat volgende. Dankie Here dat ons kan vra dat die hand oor elkeen wat hier is vandag om Kobai te sê vir Dominee Pieter, dat die elkeen van ons aan die hand sal vat. Dankie vir die belofte van die lewe by die, dan Vader tot ons weer mekaar ontmoet en vir ewig saam voor U sal staan en die lof sal besting. Hou ons asseblief daarin vas. En soos Dominee vir ons geleer het, nie uit verdienste nie, maar net genade, U genade, om Christus ontvang. Amen. Die mense van Swaziland woorde gemeente en Swaziland woord sê, dat moet jy goed te sê. En dat is belangrijk. Ik wil net so paar bedankings doen aan dat my vergeet. Dat sy baie bang dat iemand oorgeslaan is. So as iemand oorgeslaan is, sy dankbaar vir elkeen se bydrae. Ek kan net eers iets sê, Pieter was van ons eerste jaar saam op Potchefstroom. Ons begon as eerstejaars. Ek wil net een klein dingetjie vertel wat daar met hom gebeur het in ons eerste jaar. Ons het in die Hebreëse klas gesit by professor van Rooi. En toe tussen die klasse was daar 'n baadjie gewees. Op buitekant ons liefde, en Pieter het die baadjie gevang en in my breinpapier gesit. En hy is in die klas. En Joppe krap die baadjie om uit te val. En almal hier rondom Pieter lag. En professor van Rooi kyk so, en hy kom verskriklik, hy so rooi geword. En ek moes verskriklik waar word. En opgeslaan vraag om wat kan daar aan daai Pieter staan toe op en hy sê maar die baadjie van. Maar hy was verskriklik waar. Hy sê jy is hier uit my klas gestap en jy kom nooit weer terug in die klas. Gelukkig het Pieter om die middag gaan sien en verskillende vrae so hy was dan weer die volgende weer in die klas. Dis net so een ding wat ek onthou. Die ander ding wat ek wil net by die aanstart by die Velskoen terugkom. Ek wil net daarby sê dat by ek nie 'n pas toe gebruik. Daar is hy in 'n plaas toe gebruik. Maar as altyd die rol die laaste keer wat ons by julle James was daar Springbok in wat nog loop. By Springbok. En toe aan die bal nog wat geskryf was. Maar goed. Ek het nie gedoen, gesin om dan toe ek persoonlik
Elisabeth Kubler-Ross het geskryf oor die roufases. Die verskillende fases wat 'n mens deurgaan met rou. En ek wil nie daaroor praat nie, ek weet die eerste een is skok en ontkenning. En dit is nogal wat ek altyd rekenaar praat. Dit kan ook waar wees, dit is so onwerklik. Wie kan dink dat Pieter reg is? So maar, mens maar deur die fases werk. Belangrik om deur die fases te gaan. Maar goed, ek wil graag wat Annika begin, wil ek net julle hier voorhou. Ons harte is dankbaar te midde van die rou en die afskeid. Met die brief wil ons as vrouwkinders en kleinkinders van beide Pieterstein van Raadie ons opregte waardering en dankbetuig teenoor elke persoon en instansie wat ons op verskillende maniere bygestaan het gedurende hierdie tyd van verlies. Eerstens dank ons die Here vir Pa se lewe, sy genade en vir die voorreg om 73 jaar lang deel van ons lewens te hê. Ons sê baie dankie aan die eerste moedergemeente waar ons vir 40 jaar as leraarspaar moet dien vir die gebruik van die kerkgebou in die saal. En die Pieter se as sal op 'n later stadium in die gedenkmuur geplaas word. 'n Plek wat vir hom baie spesiaal was. En Annika sê, eintlik sy monument is. Die dienste moedergemeente vrouediens, sowel as dames van buite die gemeente, het met groot liefde en sorg die saal voorberei en eetgoed voorsien, ons waardeer dit opreg. Stefan en Elsaan, dankie dat julle die begrafnisbrief opgestel het, wat vir Pa so mooi beskryf het. Miranda, jou bereidwilligheid om my oor as Here te neem en selfs groot te vat om my te ondersteun, sal ek nooit vergeet nie, baie dankie. Louise de Tooi, dankie vir die pragtige aanskouing in die blomme en jou liefdevolle bydrae. René Krogler, baie dankie vir die pragtige orgelspel en begeleiding. Sharon van Vreemen, baie dankie vir die presentation. Ons waardeer ook Natasha en Janko van Appel en Fontein in Virginia vir julle professionele diens en onderweer. Dr. Green, baie dankie vir die spesiale ondersteuning teenwoordigheid. Ons gesin waardeer dit baie. So die personeel van Verliese Park Hospitaal. Toen die aanreiking van Staat en Susanna, baie dankie vir al julle besoeke, vir julle bystand. Dit het vir ons as gesin baie beteken. En nie eer boodskap oor Psalm 16 en die diens was besonders en het ons diep geraak. Johan en Johan, baie dankie ook vir julle opregte ouderblyke. Ons waardeer die teenwoordigheid van die plaaswerkers en Jurk, Jankie en Shane wat vandag hier is. En ons en die ander gekomen, wat spesiaal van Koosel gekom het, Pieter in die hospitaal aan besoek, julle gebaar spreek van ware mense. Aan almal wat besoek het, verbel het, boodskappe gestuur het, bystand gebied het, ondersteuning verleen het, en eers tot Rome gebring het. Ons dank julle in die liefde van ons harte. Dankie aan elkeen wat vandag hier is, om saam met ons afskeid te neem en ons deur julle teenwoordigheid te troos. Spesiale dank aan almal wat aanlyn ingeskakel het om die diens saam met ons te beleef. Hannes en Marlies, Corlia en Albie van Boys, Annika wat weer opreg, dat julle so ver gereis het. Dankie vir alles wat julle in Boys by ons reis, vir ons gesin beteken het. Mooi van die mens, jou besoeke, veral die nag toe Pieter sy hemelse rus ingevang het, was vir my die kinders 'n groot troos. Sonja van der Mes, dankie vir die unieke sorg en bystand, ook julle kinders verlief.
Willem, baie dankie vir spesiale besoeke. Baie dankie aan meneer Stefan Skooman en die Andri vir die besoek in die hospitaal en in Clemson. Dankie aan Pieter van Jaarsveld en Dominicus Stols vir julle besoek in die hospitaal. Aan Pieter se geliefde susters en broers, Cecile en Paul, dankie vir julle liefde en troue raad. Dankie dat julle vir Johan gedra het in moeilike tye, en dat Johan so my en die twee seuns steeds vir jou so belangrik is. Julle ondersteuning vir hom was altyd vir Pieter en vir my so belangrik. Ons waardeer dat julle hier is, ten spyte van julle omstandighede. Annemarie, dankie dat jou deur altyd vir ons oop was, wanneer ons laarkant van Koiser gefotografeer het, jou omgee en liefde, is 'n voorbeeld vir almal. Baie dankie vir alles, veral in hierdie laaste 2 weke. Maar die daarin, nooit was iets te moeilik, en te veel moeite vir julle wat vir ons te doen nie. Julle doen alles met doorgawe. Dankie Dani, dankie vir jou gebede en skrif elke dag. Leonie en Fred, baie dankie vir julle omgee en raad. Met verskillende instansies wat hy ons kan sien. En vir die Heerlike Kossondag, baie dankie vir die huisvesting van ons Kois gemeente weer. Ergens en Ida, ergens dankie vir jou liefde, vir jou broer. Julle liefde vir mekaar was en sal altyd besonder wees. Baie dankie dat ons altyd welkom by julle was. Ek van die kuiers vermis, sterk en ook vir julle wat van julle stad met jou heen. Van die Swanvelde familie. Baie dankie dat julle hier is en ons ondersteun. Baie dankie Piet en Suster dat julle in die hospitaal was. Dankie ook vir Wynand Marie. Dankie ook vir die familie wat hier by mekaar is, vir Hannes en Alta en Len, Anton, Louis, Jaak en Jalou, en ook die susters se kinders, Juanita, Petrus, Antonie en Milijn. Dan ons skoondogters en my, Miranda, Elzaan, pa was vir julle verskriklik lief. Hy was so trots op julle om julle as dogters te hê. Baie dankie dat julle so lief was vir pa. En so goed is vir ons seuns, en hulle so lief het. Julle omgee en liefde. Vir my is wonderlik. Ek gaan nog baie swaar op julle steun in die toekoms. Dan sê aan die al die eerste 4 studente, baie dankie vir die van julle wat hier is. Dan ons 3 seuns, Johan, Pieterstein en Stefan, julle pa's en grospa's se besittings. Hy was oneindig lief vir julle. Elkeen van julle was op julle eie unieke manier vasgekoppel aan hom. Baie dankie dat julle 3 om so gelukkig gemaak. Julle was die kros. Ek weet dat julle en ek nie sonder hom kan aangaan. Maar ek weet dat die genade van ons Here Jesus Christus ons elke dag vaser en leer dra. Johan, baie dankie vir al jou geselsies in die hande met pa. Kan karre, elektrisiteit, politiek, sterre, die Bybel en maar. Dankie dat pa kon ervaar hoe 'n goeie man en pa is vir die 2 kleinseens, vir Johan en klein Pieterstein. Pieterstein, dankie ook vir jou sorg en ondersteuning vir pa, vir die finansies. Dis was nie altyd maklik nie. Jy het moeilike besluite doen. En jy het so goed gedoen. Dankie vir jou iemand wat pa so geniet het. Dankie vir die woonstel wat jy met soveel liefde vir ek pa reggemaak het. En nou net aangaan om dit vir my die mooiste plek te maak. Dis ook 'n monument vir pa. Stefan, pa was so trots op jou. Deur alles wat met jou gebeur het, het jy 'n voorbeeld gebly van deursettingsvermoë en onwrikbare vermoë.
een aand het jy gebel en my gesê jy wil net paar se stem hoor. Dit was vir hom so lekker om te hoor, en so lekker as jy so om raad en wysheid gebel. Dankie vir die pa, dat jy vir pa se kleindogter Leon is. Julle pa was 'n legende. Hy het 1000 mense se harte aangeraak met liefde en genade wat die Here gedeel het. Pa sal lê, ons wil dit voortsit en mense se harte aangeraak, so die naam van die Here verheerlik. Soos hy op sy sterfbed vir my gesê het, hierdie siekte word alles van die verheerliking van ons hemelse Vader. Pa was die einde en die begin. Mag die Here julle almal ryklik seën vir die liefde, ondersteuning en die troos wat julle aan ons bewys het met groot waardering en liefde van die mense. Ek gaan nou hier op die kans stap, waar my pa vir 24 jaar lank voor hy al het gedoen. Ek kan sien staan. Op my kant af, baie dankie aan ons familie se kant af, baie dankie vir elkeen van julle wat vandag hier is. Baie van julle het baie ver gery. Dit is 'n groot voorreg om julle te kan sien en hier saam met julle die lewe van my pa te kan herdenk. Ek wil net een ding sê, my pa het vir ons as kinders geleer dat die belangrikste ding in die lewe, die belangrikste erfporsie wat jy vir jou kinders kan gee, is om Jesus Christus te ken. En dit het my pa gedoen, en so moet ewig dankbaar wees. Ek wil vra dat julle saam met my sal staan en bely ons geloof in God die een. Die woorde in die apostoliese geloofsbelijdenis en ons doen dit daarop. En daarna sing ons lied 282. Soos wat daar in die boekies aangegeven is. En dan sal ons die seën uitspreek en dan speel ons die familie wat die voor en daar kant is dit eerste geleentheid om uit te probeer. En dan kan ons saam met verrassings geniet daar in die kerk. En kerk sal op ons staan en die verrassings geniet. Ons verleidings hartelijk die toetreding door apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eenheid woordskeen in ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is en maag Maria, wat geleid en oorwonderlik gespiedeld is, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en drie in nedergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevlaag het van die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar is om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe.
van die seën van die Here en van sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen. Thank